In ons gesels oor nog nie, weet ons dis nog nie die finale herstel nie, maar vryheid kom. As ons eerlik is oor die realiteite van die wêreld, dan leef ons steeds in 'n wêreld waar ongeregtigheid, gebrokenheid en seer hoogtyd vier. Ons as mense probeer vir onsself oomblikke skep waarin alles reg voel, oomblikke waarin ons half voel ons ontsnap uit dit uit deur uit te eet, te braai saam met vriende en familie, 'n bietjie vakansie wat ons neem. En dis sulke oase momente in 'n lewe wat soms voel na 'n trek deur 'n woestyn. 'n Profetiese woord gee juis hoop in sulke woestyntye. Toe Jesaja 61 geskryf is, was Israel in 'n tyd van uiterste swaar kry. Hierdie hoofstuk is waarskynlik geskryf in die 8ste eeu voor Christus, toe Israel in ballingskap weggevoer was. Hulle het in onderdrukking in 'n ander land geleef. Hulle het geworstel met die gevolge van hulle ongehoorsaamheid teenoor God. En baie het gevoel, God het hulle verlaat. Hulle het nie meer hoop nie. Maar dan kom hierdie profetiese hoop deur Jesaja om hulle te herinner dat dit nog nie die finale herstel is nie, maar dat die vryheid wel kom. Ons lees in Jesaja 61 vers 1. Die Gees van die Here my God het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is. Wat besonder is van hierdie profesie, is dit ongeveer 700 later deur Jesus vervul is, toe hy sê, die profesie is in hom vervul, want hy is die een, hy is die Messias, hy is die verlosser. Nou ons is nog in die proses van die vryheid wat kom. Jesus het nie 'n politieke koninkryk van vryheid ingebring nie, maar hy het die dieper vryheid gebring dat ons in hom vry van sonde kan wees vir sy hemelse koninkryk, vry van skuld en veroordeling om in God se koninkryk te kan wees, vry van vrees, sodat ons kan weet ons het ook 'n ewige lewe saam met God drie-enig. Ons kan voortleef met juis hierdie belofte dat daar eendag volledige vryheid sal wees, fisies, geestelik. Intussen kan ons bid vir deurbrake waarin ons iets reeds van God se krag en genesing kan ervaar. Daardie deurbrake gebeur gereeld. Bid daarvoor. Leef geïnspireerd.